Ons lees saam Psalm 13, 'n gebedsvertroue van Dawid. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Aanskou tog, verhoor my, Here my God, verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie. Sodat my vyand nie kan sê, ek het hom oorwin nie, en my teenstanders nie juig as ek wankel nie. Maar ek, op U goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor U heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. Tot sover. Kom ons bid net saam. Here, stuur U lig en U waarheid, dat die my lei, en dat het vir ons elkeen vanmôre nader aan U sal bring. Amen. Vir die van u wat graag die boodskap in die Bybel volg, kan jy so lank blaai na Habakuk. Een van die wat 'n bietjie wegkruip, so die maklikste is, blaai tot by Matteus en werk dan met jou linkerhand terug tot jy by Habakuk uitkom. Die boek Habakuk is dan die basis vir ons oordenking vir hierdie Sondag en die volgende 2 Sondae, want Habakuk het 3 hoofstukke. En dan wil ek ook net vir u sê dat in my hantering vanmôre gebruik ek die 2020 vertaling. Vir geen rede nie, as maar net dit is die nuutste vertaling. En as jy nou 'n ander vertaling vir jou het, nog beter, want dan kan jy mooi kyk na die klemverskuiving of die verskillende nuance van die woord. As jy die Bybel voor jy oop het, dan gaan ons net verduidelik dat in my preek en ook nogal daarvan om nie die skriflesing te doen en dan te preek nie, maar al gaande terwyl ek die boodskap bring, werk ons dan deur die skrifgedeelte. By wyse van inleiding. Toe ek nou moet voorberei vir hierdie diens, het ek nogal gedink ek gaan in die week 'n bietjie boekhou elke dag van die slegte nuus wat op die radio is. Dit het my nie 3 dae gevat om agter te kom lewe wat ek moet maar los. Want die plaaslike nuus is maar baie grys. En dis erg ontstellende nuus. Want daar gaan nie 'n dag verby nie of daar is berig van moord. Druk net die posknoppie. Toe ons vanmôre die radio 7 uur aansit, toe sê hulle 6 mense gister doodgeskiet en 3 beseer in Reigerpark. En miskien meer pynlik in die gehoor, het iemand die afgelope week of het mense die afgelope week beleef wat dit is om nou in hierdie situasie te leef. En as jy die nuus luister wat my baie omkrap is, dan hoor jy van diefstal, maar dit is nie sommer so, ouetjie steel gou my selfoon uit my agtersak het. Nee, dis hoogs beplan. Daar is logistiek in die saak. Geldwaens word beroof. Hoe kan jy geldwaar beroof? Hoe weet jy? O ja, jy het die beste inside information. En daar word vertel van bedrog, waar miljoene sommer so genoem word. En dit was maandag, 800 miljoen. En dan byna elke dag politieke leiers wat al meer
onder verdenking kom. Dat gaan nie heeltemal lekker met ons land nie, nee. Publieke dienste gaan al meer agteruit. Kits, wat kan ek nou sê wat vir julle niet is? Niks. Skuld eskaleer. Wetteloosheid raak al hoe meer blaatant. Ek ry die andere oggend. Man, kan jy nou glo die straat is vol. Toe kom die taxi, ewe vrolik, reg voor my aan. En toe nou naby my kom toe, trek hy net regs van die pad af, en toe verby is, toe gaan hy maar weer aan. Blaatant. Elkeen van julle wat hier sit, kan die lys van sosiale verrotting baie langer maak. En almal van ons vra, wat word van die land? Dis interessant, dit was juist dit, wat Habakuk se kopseer in sy tyd was. Rondom hom was alles wat vir hom goed en reg en heilig was, besig om 'n rommelhoop te word. Soos 'n oorbewyde stuk veld, wat al hoe meer kaal gevreet raak. Die boek Habakuk, byna die hele boek, is as 'n gedig geskryf. Nou nie heeltemal die ritme wat ons ken nie, maar as ons nou begin lees, dan sien julle agterkom, daar's 'n gedig wat ter sprake kom. En soos met baie ander digters, praat Habakuk oor wat in hom aangaan en wat om hom aangaan. Ontsteltenis oor die verval in sy samelewing het hom soos tering dag en nag gevreet. En hy het begin om met God te redeneer, jy kan self sê argumenteer. En uiteindelik het Habakuk een gevolgtrekking gemaak, en dit is die fokus vir ons volgende dienste. 2 woorde. God regeer. Maar om daarby uit te kom, het Habakuk deur 3 intense geloofservarings gegaan. Dit het gewissel van vertwyfeling in die eerste hoofstuk, na verantwoording in die tweede hoofstuk, na vertroue of versekering in die derde hoofstuk. Ons gaan elkeen van hierdie geloofservarings bekyk en hopelik beleef. Vandag kyk ons na die eerste hoofstuk van Habakuk en ek gebruik soos gesê die Torah vertaling. En in hoofstuk 1 word daar gepraat oor Habakuk se vertwyfeling. Nou die eerste verse van Habakuk hoofstuk 1 praat oor Habakuk se ontsteltenis. 'n Uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk openbaar het. Nou praat Habakuk in hierdie eerste hoofstuk, sal jy sien op die eerste verse, oor die woestelikheid wat hom aangaan en hoe hy daaroor voel. Maar het is interessant vir my dat wat Habakuk die meeste ontstel het, was nie die ellende nie, maar die feit dat het gelyk het asof God belangeloos in die situasie is. Die goed gebeur en hy roep, hy sê, Here, help nou. Maar daar gebeur niks. Miskien moet julle saam met na vers 2 kyk. Hoe lank nog, Here? Ek roep om hulp, maar u luister nie. Ek roep uit na u geweld, maar u verlos nie. En dan kom vers 3 en hy beskryf hoe die verval van goeie reg en orde sy binneste uit mekaar skeur. Waarom laat u my onreg ervaar en leed, terwyl ek toekyk? Net 'n bietjie kommentaar. Jy sien geweldpleging was in daai tyd gewone nuus. Klink bekend. Algemene aftakeling, dit was die nuwe normaal. Die sterk arm van die gereg, dit het al swakker geword. Regsuitsprake al meer verdraaid. Nee, ek haal nie al net die beeld uit nie.
Ek gaan jou nou wys wat staan in Habakuk. Kyk dan verder na vers 3 en ook vers 4. En jy sien dit. Hy sê, vernietiging en geweld is reg voor my. Twis ontstaan en ruzie neem toe. Daarom het die wet sy krag verloor. En teen die reg neem glad nie meer na vore nie. Maar goddeloses omsingel die regverdige. Daarom is die reg so verdraaid. Hoor jy, hier in die nuus, ons eie nuus, oor politieke invloed in die regbank? Maar stop net vir 'n oomblik. En ek herinner jou daaraan, al voel jy nie meer die son op jou vel nie, beteken dit nie dat die son nie meer skyn nie. En as ons nou gaan kyk na vers 5 tot 11, dan sien ons en word dit vir Habakuk duidelik dat dit maar net lyk of God afwesig is. God regeer. Dit lyk ja asof God belangeloos is, maar hy is nie. In werklikheid loop God se regspleging soos die onsigbare maar onstuitbare Agulhas seestroom. God is steeds in beheer van sake. En nadat Habakuk nou hierdie uitroep gedoen het en gesê, maar Here, wat gaan aan? Antwoord die Here hom van vers 5 af tot by, ek dink dit is tot vers 11 as ons nou kyk. En die Here antwoord hom. En die Here sê vir hom, Habakuk, jy dink daar gaan niks aan nie, maar ek is reeds besig om die Galdeërs te stuur. Iemand vra, wie is die Galdeërs? Dit was in daai tyd die nuwe Babyloniese ryk. En die Here sê, ek is reeds besig om hulle te stuur, om Israel oor hulle afvalligheid te straf. Maar nou moet jy verstaan, wie was die Galdeërs? Hulle was 'n rowwelot. Hulle was mense by die geskiedenisboeke van wie hulle wreedheid en goddeloosheid laat bewe het. Luister na die Here se antwoord in die volgende verse. Dit teken 'n ontstellende prentjie. En ek wil graag hê dat julle die skilderagtigheid van die verse moet geniet. Want ek gaan nie daarop kommentaar lewer nie, ek gaan net vir u dit lees. Want dit is so vanselfsprekend. Die Here antwoord vir Habakuk en hy sê, kyk na die nasies en let op. Wees verslae, verstom. Want daar gaan iets in julle dae gebeur. Julle sal dit nie glo as dit vir julle vertel word nie. Kyk, ek gaan die Galdeërs laat optrek, die verbitterde en voortvarende nasie, wat oor die breedte van die aarde gaan om woonplekke in besit te neem, wat nie aan hulle behoort nie. Skrikwekkend, vreesaanjaend is hierdie nasie. Van homself gaan sy reg uit en sy oppermag. Vinniger as luiperds is sy perde, ratser as wolwe in die skemer. Sy ruiters kom aangejaag, sy ruiters wat van ver af kom. Hulle vlieg soos arende wat afduik om te vreet. Elkeen is uit op geweld. Hulle hele voorhoede is 'n oostewind. Dit maak kruisgevangenes bymekaar soos sand. Hierdie nasie dryf met konings die spot. En regerders van hom grap. Vir elke versterkte stad lag hy. Hy hoop grond teen die stadsmuur op en neem dit in. Dan gaan die wind verder en steek grense oor en hy word skuldig. Die een
wie se krag sy God is. Ek laat dit daar. Maar nou moet jy hoor wat nou gebeur. Want Habakuk kla by God oor die ellende wat aangaan en die Here sê vir hom, man, ek stuur 'n skurwelot om hier te kom gelyk maak. En die Here se antwoord is vir Habakuk onverwags en onverstaanbaar. Eintlik het God se antwoord Habakuk se raaisel dieper gemaak. Dit is vir hom verstaanbaar dat Israel gestraf moet word, sodat hulle na God kan terugkeer. Maar dat die heilige God slegter mense as die Jode kon gebruik om hulle te straf. Daarom reageer Habakuk in vers 12 en 13 volgens saam met my. Bestaan u dan nie van altyd af nie, Here, my God, my heilige? Ons gaan tog nie sterf nie. Here, het u hom bestem as oordeel oor rots? Het u hom beskik as teregwysing? U wie se oë te rein is om boosheid te aanskou, wat nie kan toekyk waar daar leed is nie. Waarom kyk u toe as mense verradderlik optree? Waarom swyg u wanneer goddeloses die verswelg wat regverdiger is as hulle? Habakuk sê as te ware, nou verstaan ek niks. En om die prentjie nog treuriger te maak, die Galdeërs, die vyand, hulle sou hulle oorwinning oor Israel as hulle gode se seën sien. Dit sou werklik wees asof die God van Israel in hierdie ronde uitgeslaan word. Kyk dan vers 15 tot 17. Hy praat weer van die Galdeërs. Met sy hoek trek hulle almal uit. Hy sleep hulle in sy skepnet en versamel hulle in sy fuik. Daarom is hy bly en juig. Daarom offer hy vir sy skepnet en brand hy reukwerk vir sy fuik. Want danksy sy nette is sy deel van die buit vet en is sy maaltyd ryk. Sal hy sy skepnet so bly uitskud en aanhou om nasies genadeloos uit te moor? Habakuk sê, Here, nou verstaan ek glad niks. Ek sluit af vir hierdie deel. Ons vra, wat word van ons wêreld? En byna elkeen van julle het al gesê, Here, waar is u in hierdie situasie? Habakuk se ontsteltenis het soos 'n storm in sy borskas gewoed. God se volk raak goddeloos. En dit lyk op God self die omgee nie. Maar Habakuk moes ontdek en is besig om te ontdek dat God sy mense liefhet. As hulle vir sy mooi praat doof is, sal hy hulle met geweld na hom toe terugdoen. Soos vir Habakuk is die maniere waarop God dit doen onverwags, onverstaanbaar, dalk selfs onaanvaarbaar. 'n Laaste opmerking. As jy kyk om jou, dan sê ek vir jou, en vir my, veral vir my, God sny soms die ankertoue
van ons bestaan af, sodat ons weer kan leer om aan hom alleen vas te hou. Terwyl als om hom in mekaar sak, vlug Habakuk na God toe. Moet ek dit weer 'n keer sê vir jou en vir my? Terwyl alles om hom in mekaar sak, vlug Habakuk na God toe. Die God wat te midde van 'n deurmekaar wêreld nog steeds regeer. As die Here ons spaar, loop ons volgende week verder saam met Habakuk. Kom ons bid saam. Net u woord, Heer, bring weer lig in duister. Amen.